Voor ek gaan, dink ons net vir Andre weer bid. Frans is 'n nuwe pasiënt. Baie swak kan doen. Dan die Nelly ook, wat die uitgaan. En dan mag ek net vir al die pasiënte spesifiek oor Andre. Daar is al groot verbetering daar. Weer het regtig vol weer. Here, ons sê vir dankie vir die pragtige oggend. Dat ons hier kan dien, ons hier kan loof, ons kan die prys. Ons kan erken dat U is 'n soewereine en 'n wonderlike en liefdevolle God. Daar is niemand soos U nie, Vader. En dankie daarvoor. Dankie dat U vir ons aanneem as U kinders. Dankie dat ons in U is, Vader. Dankie dat ons hierdie gekies is. Dankie dat ons hierdie wysheid gehad het om te aanvaar die uitnodiging wat U vir ons gerig het. Here, ons bid ook vandag vir Andre, ons bid vir Frans, ons bid vir Nelly, en ander pasiënte, Vader, vir die huis, dat U saam met hulle sal wees in hulle families. Ons bid vir hulle vir genesing en herstel en dat hulle sal versterk. Ons bid vir Leon, wat vandag verjaar, Vader, seën hom, hoed hulle bewaar in die nuwe lewensjaar, seën sy gesondheid, en hou hom veilig, Vader, en beskerm hom. En op elke persoon hier in Jesus naam wat ons het. Amen. Right. Ek gaan probeer om iets anders te probeer vandag. Is dit beter so? Ek wil 'n bietjie vandag praat oor staan vas in die geloof. Ek indirek volg dit nog op ons oorlogvoeringsreeks wat ons verlede week met klaar gemaak het. En daar het 'n paar goed uitgekom in die reeks uit vir my wat baie prominent staan is, doen alles in geloof. As jy oorlog voer, doen dit in geloof. As jy die swaard gebruik, doen dit in geloof. As jy bid, doen dit in geloof. As jy Jesus se naam gebruik, doen dit in geloof. Maar ons almal sit ook met 'n probleem van, ek dink ons almal het 'n bietjie van 'n tekort aan geloof. En so ek wil 'n bietjie vir die volgende, weet hoe lankie, paar sondae praat oor geloof. In Johannes 16 vers 33 sê Jesus vir sy disippels: Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar 'n goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Ons almal as gelowiges en ongelowiges het die lewe nie altyd baie maklik. Dit gaan nie altyd met ons maklik. Dit gaan baie keer swaar. Ons het ons ups en ons downs. Party dae voel ons as mens, ons kan die wêreld versit, soveel hoop het ons. En ander dae voel ons kan skaars kop bo water hou. Van ons hiersoos vandag hier, wat luister, partykeer kom ons in ons hart is vol vertroue, of partykeer het ons regtig moedeloos. Ons is moedeloos weens omstandighede. Partykeer sit jy en ek en dink, Here, wat bid ek vir U? Wat vra ek U voor vandag? Here, want ek weet nie wat om te sê nie. Ek is moeg gebid. Ek is moeg gevra. Dit voel vir my amper asof dit net nie deurbraak kry nie. Maar Jesus sê in Johannes 16, julle gaan swaar kry. Hy het nie vir ons alleen vertel nie, hy het vir ons gesê, dit is hoe dit gaan wees. Julle gaan swaar kry, het ons gewaarsku. Maar hy het gesê, hou moed. Ek het die wêreld, die kosmos, klaar oorwin. Die Griekse woord vir hou moed is tarseite. Wat beteken, wees van goeie moed, wees dapper, wees selfversekerd, wees standvastig.
Ek hou van daai woordjie wees standvastig. Want dit beteken, weer eens, kom dit terug na ons reeks toe van, ons leef in oorwinning. Ons moet net vasstaan in die oorwinning. Ons moet staande bly. So ons moet staande bly in ons geloof. Dit is amper 'n bevelsvorm. Dis amper nie, dis nie 'n voorstel nie. Dit is 'n opdrag. Dit klink amper soos 'n opdrag. Om te sê, julle moet hierdie innerlike vasberadenheid kweek. Hê. En dit moet sigbaar word in julle lewe, wat julle elke dag leef. Dit moet nie net positiewe denke wees nie, positiewe woorde nie. Maar dit is 'n positiwiteit, 'n vasberadenheid, wat deur die Heilige Gees in julle geplant is. Ek wil amper sê, jy moet hardkoppig wees. Dis snaaks so ons as mense hardkoppig kan wees oor baie goed. Maar as dit by ons geloof kom, is ons nie hardkoppig. Ek het net by my opgekom. Maar ons moet regtig daardie innerlike vasberadenheid kweek om sukses te maak, te glo en geloof te leef, om te weet dat ons gaan sukses hê. Ons moet vasberade wees. Was julle al ooit op 'n plek in julle lewe waar julle so desperaat iets wil laat werk? Julle is so vasberade om daai rugby-span te behaal, of die besigheid te laat werk, of 'n sukses te maak van 'n plan wat op jou hart gelê is, dat jy niks sal jou stryd om dit te bereik. Jy werk alles in die stryd om daai droom 'n sukses te maak. Jou hart is gefokus, jou gedagtes is gefokus, elke minuut van die dag is gefokus en gefestig om sukses te maak van jou projek. Nou dit is hoe Jesus sê jy moet wees elke dag van jou lewe. Dis hoe jy moet wees in jou geloof. Want jy sien, Jesus het klaar die oorwinning bereik. Jy moet weet, ek moet vasstaan in my geloof op 'n daaglikse basis, want die oorwinning is klaar daar. Jesus se beloftes is waar. Jesus is nie 'n mens wat sal lieg nie. Maar ek gaan nou ietsie noem wat vir my baie indrukwekkend was. Op daai feit. Ons moet onthou, Christus, Jesus het die voltooide oorwinning. Die oorwinning is klaar behaal. Ek het die wêreld oorwin. Die werkwoord is, dit is in 'n voltooide tyd. Dit is klaar voltooi. Julle hoef niks te doen nie. Julle moet net glo daarin. Ons kyk, as ons sê, ek neem Jesus aan as my saligmaker of verlosser, en ek glo hy het uit die dood opgestaan op die 3de dag, die dood is opgewek en na die 3de dag opgestaan. Ons glo dit. Dis wat ons geloof is. Ek glo Jesus het opgestaan, ek glo Jesus bestaan. Maar dit is presies net waar ons geloof ophou. Dit is waar ons kom op 'n plek om te besef, maar, hy het 'n belofte gemaak, maar dit voel nie asof hierdie belofte gaan waar word. Dit word nie prakties in ons lewe nie. Ons geloof groei nie in ons lewe nie. Dis amper asof ons geloof meer doodgaan as wat hy groei. En dan wonder ons hoekom gaan dinge vir ons verkeerd in ons lewe. Ek
glo dan tog in Jesus. Ja, ek doen ook. Maar so doen die duiwels. Ons is veronderstel om te go beyond net dat hy opgestaan het uit die dood uit. Ons moet gaan verby dat hy het opgevaar en sit aan die regterhand van God. Ons moet verbygaan dat sy beloftes waar word. Dit word toepassing. Geloof wil ek amper sê, en ek sê dit in die werk, en dit sê ek het my gedoen, dat ons moet, geloof moet vir ons 'n werkwoord word. Dit moet 'n werkwoord word, dat dit is wat dit is. Ons werk aan ons geloof elke dag. As Jesus hier sê, ek kan die wêreld oorwin, is die Griekse woord kosmos. Nou dis nie hierdie wêreld wat ons van praat. Ons praat van die geestesrealm. Ons praat van die wêreld. Ons praat van die mens. Ons praat van sonde. Ons praat van die geestelike en emosionele realm. Jesus het alles oorwin. Alles moet aan hom onderdanig wees. Hoekom kan ons in hierdie oorwinning leef? Hoekom kan ons in hierdie geloof leef? Omdat ons in Jesus is. Ons is in Jesus en Jesus is in God. En Jesus sê vir ons, ek sê vir julle die goed wat gaan gebeur, die feit dat hy opgaan na die hemel toe, hy gaan weggeneem word. Dis wat hy vir hulle gesê het as hy praat hier in Johannes 16. Maar ek sê dit vir julle, sodat julle kan vrede hê. Julle moet vrede hê in julle geloof. Julle is nie veronderstel om te twyfel nie, disippels. En wat is ons vandag in hierdie gemeente? Ons is disippels. So ons moet vrede hê en weet dat die oorwinning is daar. Ja, daar kom goed op ons pad. Ons gaan daaroor gesels. Maar dit is aan die einde van die dag moet ons nog steeds weet, ten spyte van alles wat ons op ons pad kom, is daar oorwinning. Kolossense 3 vers 1 sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Vers 2, bedink die dinge wat daarbo is, nie dit wat op aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe saam met Christus verborge in God. Wat so interessant is, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge van Christus, daarbo, in die hemel. Tweedens, bedink die dinge wat daarbo is, nie die dinge wat op aarde is. Want julle het gesterwe die ou mens, en julle lewe is nou saam met Christus. 3 goed. As ek gesterf het, en ek het opgestaan, en ek is in Jesus, en hy staan bo in die hemel, dink julle hulle praat die hele tyd oor al hulle probleme? Oor hoe bedruk is die wêreld, en hoe moeilik sukkel hulle finansiëel, en hulle kinders? Ek dink dis so waar God hulle sit en praat die hele tyd nie. Dis nie hulle fokus nie. Hulle fokus is goddelike dinge. Hulle fokus is die oorwinning wat behaal is. Hulle fokus is lofprysing en gebed. En nog baie meer. En dis wat Jesus ook vir ons sê hierso. Daar word vir ons gesê, bedink die dinge wat daarbo is. Bedink die oorwinning. Bedink die beloftes. Bedink die ewige lewe. Bedink dat God is in beheer. Maar wat bedink ons hier? Dis die vraag.
Jy weet, ek wil amper vir 'n mens sê, as ek en jy, ons begin werk het en ons was 'n junior, het jy net op sekere goed gefokus. Maar soos jy bevordering gekry het en jy het gegroei in jou bedryf, hoe meer het jy van daai goed kon praat, mee saam praat. Hoe meer het jy gefokus op dit, en as jy bevordering gekry het, het jy saam met die baas begin praat. Jy het nie meer gepraat soos 'n junior. Maar hoekom praat ek en jy dan hier op aarde soos 'n junior? Hoekom praat ons soos 'n junior? Want dis wat ons doen, dis kom ons geloof nie. Ons groei, dis wat ons sê, na die hemelse vlak toe, maar ons dink en praat en glo soos 'n junior wat net begin het in die maatskappy of in ons geloof. Dis hoekom Paulus ook gesê het, maar julle drink nog melk. Ons moet 'n geestelike denkpatroon ontwikkel. Ons moet 'n denkpatroon begin ontwikkel soos wat in Jesus se oorwinning staan. In 1 Johannes 5 vers 4 tot 5 sê, elkeen wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Julle benoudheid en verdrukking is werklik. Maar ons moet onthou, ons vergeet dit, dat dit is net tydelik en dit is beperk. Dit het beperkings. Maar ons gaan anders met ons hele wêreld oorwin. Kom ons kyk 'n bietjie na 'n paar vorme van benoudheid. Dit is goed soos vervolgings, wanneer ons vervolg word. Dis 'n realiteit. Dis wreed, dis sleg, ons mense verloor hulle lewe. Ons ervaar teenstand en ons kom dit agter. In ons eie land op deesdae, die wette en goed. Daar's siektes. Interne, ons kry interne druk van onsself af. Vrees, angs, moedeloosheid. Ons almal word moedeloos. Ons almal raak bang. Ons almal sit in vrees. Dan is dit die wêreldse druk. Ek dink is seker ook een van die grootes is die feit dat hoe sukkel ons om die druk wat die wêreld op ons sit, ons werke, ons kollegas, ons vriende, die samelewing, dit bots met God se waarheid. Julle, dan is daar ons huidige omstandighede waar ons sit. Ons is sigbaar, is daar mense wat besig is om te ly. Ons persoonlike tekortkominge, ons aardse uitdagings, al hierdie goed wat ek genoem het, wat benoudheid geklassifiseer word as, en dit is nie alles nie, maar dit is net 'n paar voorbeelde. Dit oorskadu ons geestelike realiteit en beloftes. Dit oorskadu dit wat God beloof. Ons fokus op dit. Nou kom ek by die vraag, hoekom sukkel Christene om te glo? Jy sien, ons as mens glo dit wat ons sien en dit wat ons voel. Dis ons werklikheid. Daar's 'n term vir dit wat ons bietjie later ook gaan bespreek, want dit is 'n realiteit van hoe ons ingestel is as mens. Jy sien, ons sien ons probleme. Ons sien hierdie druk waardeur ons gaan. Ons ervaar hierdie benoudheid. Dis 'n realiteit in ons lewens, ja. Maar dis wat ons glo. Dis hoekom Paulus sê in 2 Korintiërs 5 vers 7, en ek wil dit graag in Engels sê, want dit beteken, dit is my so mooi. We walk by faith, we don't walk by sight. Ons leef nie deur dit wat ons sien nie. Ons leef deur dit wat ons glo. Maar ongelukkig vir ons as mens, kan ons dit in die praktyk toepas. Ons kan dit toepas, dat ons dit wat ons glo, bo dit stel wat ons sien.
of ervaar. Jy sien, maar dit is wat ons waarnemings neem oor. As dit goed gaan, dan glo ons in God. Dan is dit God is daar. Maar sodra ons 'n bietjie van 'n probleem kry, sodra ons 'n bietjie teenkant kry, sodra dit die druk bietjie begin toeneem, nou waar's God nou? Wat het ek nou verkeerd gedoen alweer dat ek so gestraaf word? Het God my vergeet? Jy sien, ons wil net dit gemaklik hê. Ons wil dit net gemaklik hê. Ons wil dit hê dat dinge na ons toe moet gaan. En hoe meer dit met ons moeilik gaan en hoe meer ons hierdie vraag vra, hoe meer programmeer ons onsself amper om negatief te wees. Ek wil amper sê, dis 'n profesie wat ons oor onsself begin uitspreek elke keer. Ek het nou die dag gelees, toe, Israel, sy seuns geseën het, hoe hy vir elke ene, Jakob, toe hy vir elke van sy seuns 'n profesie uitgespreek het, hy het hulle geseën, maar dit was 'n profesie. Vir elke kind, van die oudste tot die jongste, het hy geprofeteer wat met hulle gaan gebeur, en hoe hulle gaan werk, en hulle dit in die Bybel noem hulle dit 'n seën. So met ander woorde, seën kan negatief of positief wees. As jy is kinder van iemand, of jy praat sleg van iemand, is dit 'n negatiewe seën. As jy oor jouself negatief praat, negatiewe grappies maak, dis 'n negatiewe seën. Jou brein ken nie die verskil tussen wat is positief en negatief nie. Hy vat wat hy kry. So ons eindig op om self in 'n situasie te sit van ongeloof as gevolg van ons eie woorde. Die een probleem met hierdie hele ding, hoekom ons ook sukkel om so te glo, is ons sien nie die hele prentjie nie. Kom ons kyk nou, vat 'n dokter. Ek en jy kyk na 'n paar ekstrale wat hulle die dokter geneem het van my en van jou. En jy kyk, jy sien, ek sien niks fout hier nie. Die dokter kom en hy kyk en hy sê, ja. Hy sê, meneer, hier is die diagnose, sien jy daar en daar en daar, daar moet nie daar wees nie. Jy sien, die dokter weet waarna om te kyk, hy sien die groter prentjie. Ek en jy sien nie die groter prentjie nie, so ek en jy kan nie glo nie. Ons sukkel dan om te glo, want ons wil sien. Ongelukkig is wat ek altyd sê, ek's 'n feite mens, ek wil die feite sien, dit sukkel. So dis vir baie mense wat feitelike mense is dit moeilik om te glo partykeer. Dis uitdagend. Maar dan moet ons onthou dat ons kan op God vertrou. Ons kan met feite werk in die wêreld. God het nie die feite nodig nie. Die meeste van die dinge wat in 'n Christen se lewe gebeur, is onsigbaar. Vergifnis, ons kan dit nie sien nie. Jy kan nie regverdigmaking sien nie. Jy kan nie die Heilige Gees sien nie. Jy kan ook nie sien hoe werk God agter die skerms nie. Ons kan nie goed sien nie. Dis hoekom Hebreërs 11 vers 1 seker sê, die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien. Geloof begin waar dit wat ons kan sien. As ons nie meer iets kan sien nie, is dit waar ons begin glo. Is dit waar ons begin fokus op God en sy beloftes en sy karakter. Ons moet dit onthou. As ons kan glo of geloof hê in dit wat ons nie, as ons net glo wat ons net nie kan sien nie. As ons net glo dit wat ons kan sien, het ons nie geloof nodig. Dink mooi daaraan. As ons net glo dit wat ons kan sien, het ons nie geloof nodig.
Ek het so 2 of 3 voorbeelde gegou uit al in die woord uit. Die 12 spioene wat Kanaan toe gegaan het. 10 het gesê, ons kan hierdie ouens oorwin nie, want hulle is massief, hulle is groot. Hulle is sterk, hulle gaan ons verbrysel man. 2 het gesê, ons kan hulle vat. Joshua en Caleb. Wat was die verskil tussen die 10 en die 2? Nie wat hulle gesien het nie. Nie hoe hulle gekyk het. Die 10 het na die reëse gekyk. Joshua en Caleb het na God gekyk. Selfde situasie, 2 verskillende perspektiewe. Jy sien, dis ons worldview. Jy noem dit die worldview, ons wêreld uitkyk. Is ons perspektief, is ons die wêreld sien, is ons omstandighede sien. Petrus op die water. Petrus sê vir Jesus, roep my. Jesus sê vir Petrus, kom. Petrus kyk vir Jesus en hy loop. Hy fokus nie wat hom omrig. Hy loop. Toe hy wegkyk en hy sien die golwe, hoe pas hom kyk. Hoekom? Wat is die verskil? Jy sien, die golwe het nie verander nie, die wind het nie sterker geword nie, hy het sy fokus verander. Hy het sy fokus afgehaal van God af en na sy omstandighede gekyk. Ons fokus skuif van God af na ons probleme toe. Van ons beloftes af, wat God vir ons gee, na ons omstandighede toe. Van ons geloof af, na vrees toe. Julle, in Jesaja 55 vers 8 tot 9 sê God, my gedagtes is nie julle gedagtes. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë. Ons verstaan nie hoekom dinge gebeur nie. Ons sien nie die groter prentjie nie. Ons sien nie wat God se plan is nie. Maar omdat ons dit nie kan sien nie, glo en vertrou ons nie. Ons hoef nie te weet nie wat aangaan om vir God te kan vertrou. Ons moet onsself afvra, glo ek meer in my omstandighede, my gevoelens, as wat ek glo in God se woord? Laat ek my vrees besluit waar ek is. Kies ek om God te glo, selfs wanneer ek nie 'n antwoord het. Geloof sê, ek sien dit nog nie, maar God het dit gesê, daarom glo ek. God sê dit, I believe it. Einde van die storie, ek gaan dit nie eers negotiate. Maar ons kyk nie daarna nie, en ek wil dit weer hê. God het dit gesê, ek glo dit. Dit is iets waar ons gaan baie hard aan moet werk in ons lewe. Die tweede ding, hoekom ons sukkel. Ons verhouding met God is nie diep genoeg nie. Psalm 9 vers 1 sê, die wat u naam ken, sal op u vertrou. Mense vertrou op God wat hulle ken. Hoe glo hulle? Daai vertroue word gebou uit verhouding. Jy vertrou jou man, jy vertrou jou ma, want dit kom uit 'n jarelange verhouding. Dit kom uit 'n verhouding uit waar daar geskaaf is, waar jy tyd in mekaar se teenwoordigheid gespandeer het, so jy geleer ken. Ons almal het hier kinders. Toe ons kindertjies klein was, ons in die swembad, dan sê hulle vir my, papa, vang my, boep, dan spring hulle, kyk, dan moet jy dans om hulle te kan vang, want hy spring nie. Hy waarsku jou eers partykeer. Hoekom doen hy dit? Want hy glo en vertrou dat sy pa of sy ma hom gaan vang. Dis sy vertroue, dis sy geloof.
En dis iets wat ek en jy moet verstaan. Ons moet vir God kan amper sê, en ek sê nou nie, luister doen dit 'n ding en sê God moet jou nou red nie. Ek sê net jy moet amper so roekelose geloof hê, dat jy moet weet, dat God sal jou vang. Hy sal sy beloftes nakom. As ek vir my kind gesê het, ek sal jou vang, het ek my belofte nagekom, dan kon hy spring. Nou dis dieselfde, as God vir my sê spring, dan moet ek kan glo, dat hy gaan my vang. Want ek ken my pa, ek weet wie hy is. Ek weet wie is my pa. Ek weet ek kan hom vertrou. Ek weet hy sal my nie laat val nie. Dit is geloof. Prakties. Jy weet, baie Christene, gelowiges, sê hulle ken God. Maar het hulle persoonlike verhouding. Die woord sê vir ons, die duiwels ken Jesus en hulle sinne. So hulle ken hom ook, hulle ken hom baie keer beter as die ou ken. So, die vraag is, hoe gaan jy glo as jy net ken? Ek ken ook mense. Vertrou ek? Dis 'n ander vraag. Ek ken hulle nie so goed nie, so ek weet nie of hulle regtig integriteit het, of wat dit is nie. Hulle ken my nie, hulle weet nie of ek integriteit het nie. Daar moet eers 'n verhouding gebou word, voordat mense mekaar kan begin vertrou. So dit is dieselfde met gelowiges, hulle gaan, hulle sê hulle ken God, hulle gaan kerk toe, maar spandeer baie tyd met hom. Hulle verhouding groei nie met tyd saam met hom. Hy stagneer. Hy bly net melk drink. God het gesê, laat hom roem, daarom roem, dat hy verstand het in my ken. Met ander woorde, as jy vir my sê, jy het verstand, beteken dit, jy ken God. Dis wat God sê, ek sê. God sê nie, as ons net van hom weet nie. Hy sê, ons moet hom ken. Ons moet weet, sê ja, sê nee, wanneer is dit maar? Mense kom baie keer met allerhande sê goed voor 'n dag om te sê, hoe is God? Maar is dit Bybels korrek? Kom dit uit 'n plek uit wat hulle het sê, dan dat hulle hom so goed ken? Ons almal is skuldig daaraan. Jesus het gesê, ek is die ewige lewe, dat hulle u kan ken. En oor Jesus het gekom, hy is die ewige lewe, dat ons die geleentheid het om God te kan ken. Die ewige lewe begin met 'n verhouding, nie met kennis nie. So om te sê, ons ken God, is nie regtig baie diep. Te sê ek het 'n baie goeie verhouding met hom, is anders saam. So die vraag bly vandag, ken jy God, of het jy verhouding met hom? Is dit jou kennis, soos ons aan kursus wat ons doen? Speel ons, of is ons op die bench? Geloof groei deur te hoor. Hoor is deur die woord van God. So met ander woorde, spandeer tyd in die woord. Wanneer ons Bybel lees, leer ons sy karakter, sy liefde, sy getrouheid, sy wysheid, sy mag. Dis wat ons leer van God af. Dis wat ons geloof laat versterk. Ons moet onthou, as ons by God tyd spandeer en die belofte wat hy maak, kan ons leer ken. Want ek en jy vertrou die een wat die belofte gemaak het. Want ons het 'n verhouding met hom. Ons ken hom nie, ons het verhouding. So ek weet, hy het dit gesê,
Dis die waarheid, dit sal so wees. Ons moenie gaan staan en bekommerd wees in hoe lank dit gaan vat. Dis nie wat, dit sê dit nie daar. Dit sê, ons moet hom glo en hom vertrou. Hy het die belofte gemaak. Ons moet op sy tyd deel. Maar ek en jy wil dit ongelukkig baie keer te vinnig hê. Maar God werk in die agtergrond besig. Goeie voorbeeld, ons almal het selfone. Wat doen die selfone? Hy werk in die agtergrond met updates. Hy vat data. Dit is presies wat God doen. Terwyl ons hier besig is God besig om te update agter. Hy is besig om gou 'n paar goedjies uit te sorteer. Totdat hy die belofte kan waarkom, totdat ons verander, totdat ons reg is vir dit wat hy wil hê. Ons dink ons is reg, maar God weet ons is nie reg. Ons moet leer. Die laaste deel wat ek vandag wil behandel is die wêreld wat ons denke beïnvloed. Die wêreld is besig om stelselmatig ons denke te beïnvloed. En dit doen dit op so 'n subtiele manier, waar dit ons persoonlike geloof aantas, afbreek. Ons in twyfel laat trek. Onthou net, dit gebeur nie oornag nie. Niemand gee vir jou 'n botjie gif en sê drink. Hulle vergiftig jou bietjies, maak jou bietjies gewoond aan dit. Sonder dat jy dit begin agterkom, totdat hulle vir jou groter dosisse kan gee. En dis wat die wêreld doen. Stelselmatig breek ons geloof af. Stelselmatig breek die wêreld en die wêreldse omstandighede ons geloofstelsel af en ons waardesisteme. Hulle breek stelselmatig God se waardesisteme af. So baie bietjies vir bietjies word daar afgebreek aan dit wat God verstaan en ons glo dit. Ons aanvaar dit. Ons moet dit onthou. Ons moet heeltyd paraat wees. Ons moet wakker wees. Bemarking, een van die groot goed. Die wêreldse kultuur leer ons dat sukses, sekuriteit en geluk gevind kan word en dit wat ons kan sien, dit wat ons kan koop, dit wat ons kan besit. Dis 'n paar. 'n man is wat hy ry. 'n vrou moet so maar wees soos babies, soos hierdie dametjies wat op die modelle loop om alles te bewys. Medisynes, al hierdie goed, word stadig aan negatief beïnvloed. Dit beïnvloed ons gedagtes negatief. Advertensie op beslag. Ding wat hulle vir ons wys maak op die nuus. Wanneer ons gedagtes verander, van dit wat God sê, en ons dit fokus op die wêreldse gebeurtenisse, die wêreldse gelowe, die wêreldse sieninge, dit is wanneer ons geloof begin afgebreek. Wanneer ons begin twyfel, dan dit gee ons 'n false sense of security, false sin van sekuriteit. In plaas daarvan om God te vertrou ons dit by die wêreld sê. Vertrou ons dit by die dokters sê. Ons word geestelik blind. Ons sien nie meer God se werk in ons wêreld nie, want wat sien ons? Ons sien dit wat ons glo en dit wat ons kan sien. Ons glo in dit wat ons sien, dit wat ons ervaar. Dit is wat ons glo, nie meer God se woord. Ons glo op dit wat ons kan by mekaar maak. En dit is ongelukkig
begin hierdie goed alles so oor die jare, begin mense ons indoktrineer, om weg te beweeg van God af, en te begin najaag, dit wat God ons teenwaarsku. En dan sukkel ons om te glo. Dan sukkel ons. Hoekom is daar vir ons nie uitkoms nie? Ek dink in die plek waar die woord sê, julle bid, maar julle bid verkeerd. Bid ons sonder om te glo. Glo ons nog regtig in dit wat ons doen, en God se hande werk in ons lewe, sien ons nog die werke. Baie keer het ons getuig van, kyk, God, goed is God vir ons, maar sodra ons net 'n bietjie struikel, dan is ons depressed en ons is onderste bo. Ons almal is skuldig. Dit gebeur met ons almal een of ander tyd. En ek dink dit is baie keer in die tyd waar jy begin, God vir jou die geleentheid gebruik om vir jou te begin met jou praat. En vir jou te kan sê, my kind, kyk hier. Kyk wat het jy. Hierso is jou geloof is 'n bietjie swak. Jy trek 'n bietjie swaar. Ek dink is tyd dat ons bietjie werk in jou geloof. Of ons kry 'n situasie waar God vir ons kan sê, kyk, toets 'n bietjie jou geloof. En as jy dan begin agterkom en jong, ek is nie so sterk in my geloof op hierdie punt. Is dit waar jy vir God kan begin vra, Here, help my geloof weer en sterker kan maak. Dis nie noodwendig alles verkeerd nie. Dis net 'n ding dat ons moet kan erken, waarteen beklei ons. Waar val ons tekort? En ons sal volgende week aangaan met dit. Waar gaan ons verkeerd? Waar kan ons verbeter? Here, ek het gedog ek is okay, maar ek is nie. Help my asseblief. Ons laat ons hoor. Liewe Here, ons sê vir U dankie vir U liefde en U genade. Dankie dat U vir ons die geleentheid gee om te groei, Vader. Dat ons nie die hele tyd loop en gepenaliseer word oor dat ons tekort skiet, maar dat U ons leer. Dat U verstaan hoe dink ons en werk ons, gebaseer op die feit dat U ons gemaak het. U het ons kunstig aan mekaar geweef van ons moederskoot, sê die Psalm skrywer. So dit beteken ook dat aan die einde van die dag, Here, weet U presies wat binne ons aangaan. En dis hoekom U vir ons kan help. U kan ons lei. U kan ons by die hand vat en daar waar ons miskien 'n bietjie afdwaal of waar ons struikel, kan U ons optel en vir ons sê, kom ons probeer weer. Here, dankie daarvoor. Dat die Heilige Gees, Vader, hierdie week wat ons kom werk in hierdie preek, hierdie wat ons bespreek het, Vader, seën die werke van die Heilige Gees in ons. Die mense wat dit hoor, Vader, wat dit uitgaan, die woord sê ook, dat U woord kom nooit lig terug. Ek vra dat U saam met ons sal wees in Jesus naam. Goeie bewaringskerm. Amen. Sien julle naam vir die Vader, Seun, Heilige Gees. Mag julle geloof versterk word hierdie week. Mag julle, daar waar julle worstel, God se vrede ervaar met die feite en te wete dat hy het oorwin en dat hy julle die geveg uit oorwinning het en dat julle net moet staan en bly in Jesus naam.